Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ek vertrou dat u 'n baie goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het, en dat u ook kans sien vir hierdie nuwe dag. Onthou, die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat die Here ook in beheer is van ons lewe, dat hy rig ons voetstappe en vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou, ons is tans besig met ons reedsie Pinksterboodskappe, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, terwyl ons vanmôre sal aangaan en ons sal stilstaan by Johannes 14, vers 17 en vers 18. Nou soos ek vir u gesê het, vriende, in gister se oordenking, dat daar 'n klompie gesange opgeteken is wat handel oor die Heilige Gees. Daarvan gesang 204 af deur tot omtrent hier by 218 daar rond, vind jy gesange wat geskryf is oor die koms, die werking, die persoon van die Heilige Gees. En kom ek lees vanmôre vir u net so vers of 2 uit gesang 211. Daar staan: Gees van God, o Gees van lewe, ware God van ewigheid, laat ons nooit u wil weerstrewe, lei ons tot gehoorsaamheid. Stel ons in u diens al meer, wil u self u kerk regeer. Vers 2 sê: lei u self u kerk se lede, om vrymoedig te getuig. Luister na u volk se bede, as ons smeekend voor u buig. Al ons woorde is te min, tree u self tog vir ons in. En nag vriende, dit is so kosbaar as ons sien, hoe die Heilige Gees ook deur ons bid, hoe die Heilige Gees, die Bybel sê daar in Romeine 8, ons weet nie altyd reg wat ons moet bid nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in. En nag vriende, hoe presies dit werk, weet ons nie, maar dikwels het ons nie woorde om te uiter voor God nie. Die Here ken ons harte, die Gees in ons woon ken ons harte, en hy roep uit, Abba Vader. Hoe wonderlik om te weet dat God se Gees in ons woon. Nou kom ons gaan aan, vriende, moet ons reeksie daar in Johannes 14 vir u gesê, Jesus is besig om afskeid te neem van sy disippels. Hierdie manne was heel vreesbevange, omdat Jesus begin het om vir hulle te sê, luister, ek gaan nie 'n koninkryk kom vestig op aarde nie, maar ek gaan sterwe aan die kruis. En die Here is besig met hierdie afskeidswoorde. Hy sê in vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Ons het reeds gister daarna gekyk, vanmôre dan vers 17 en 18. Daar staan: die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. So die Here beloof nie net die trooster nie, maar hy praat ook en verwys na hierdie Heilige Gees as die Gees van die waarheid. Nou vriende, is baie interessant is dat Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So God se Gees wat hy uitstort, die Gees wat van die Vader en die Seun uitgaan, sal presies dieselfde werk doen as Jesus. Die Heilige Gees sal bly getuig van die waarheid, en hierdie waarheid is gesetel in die persoon van Christus, en ons het hierdie waarheid opgeteken in God se wonderlike woord. Ons praat van die Bybel, die 66 kanonieke boeke in die Bybel, 39 in die Ou Testament, 27 in die Nuwe Testament, en deur die lees van die Bybel openbaar God homself meer en meer aan ons. Daarom praat die Bybel ook van dat die Gees van waarheid en insig en kennis en verstand is. En nou sê die Bybel vir ons, die Here sal die Gees van die waarheid vir ons stuur. En nag vriende, soos Christus waarheid kom leer het en hy die inkarnasie van waarheid was, sal die Heilige Gees presies dieselfde kom doen. Hy sal die harte van die gelowiges kom verseël en ook die waarheid van die woord aan hulle verstaanbaar kom maak. Hy sal die gelowiges, die kinders van God, die weergeborenes lei tot die regte verstaan van die woord. Baie keer sal mense vir my sê, maar ek verstaan nie wat die Bybel sê nie, en vriende, in 'n mate is daar sekere gedeeltes wat ons nie kan verstaan nie. Dis verseker so. Deuteronomium 29:29, daar is verborgde dinge. Maar elkeen wat weergebore is, sal kan getuig. Ek het op 'n stadium niks verstaan van die Bybel nie, en toe die Here my siel kom red, toe begin ek hierdie woord opeet. Ek drink die waarheid van die woord, en dit was soet vir my siel, en ek het begin sien die wonders uit God se wet. En ag vriende, dis presies wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom verlig ons nie net, hy kom red ons net nie, maar hy kom leer ons, en hy kom lei ons in die volle waarheid. Nou sê die Bybel vir ons, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Onthou u toe Jesus op aarde was, die Joodse leiers was blind. Hulle het hierdie Messias nie gesien nie. Inteendeel, hulle die skare aangehits en opgehits om ontslae te raak van hom. Hulle oë was verblind vir hulle eie Messias. Hulle het so vasgehou aan die wet en reëls en regulasies, en jy mag nie op die Sabbat loop nie, en jy moet sekere dinge doen, en jy mag nie sekere dinge doen nie, dat hulle hom misgekyk het.
die bron van waarheid, God se weg, God se enigste lam wat geslag sou word vir die sonde van die wêreld. En ag vriende, ons sien baie duidelik, hierdie wêreld is die ongelowige struktuur wat vyhandig teenoor die Here staan. In die tyd van die Here Jesus was dit die Joodse leiers, en vandag is die oorgrote meerderheid van mense op aarde blind vir God se waarheid. Mense verstaan nie as jy vir hulle sê, die Here het my siel kom red, hy het my sonde kom wegwas, hy het my 'n nuwe skepsel kom maak nie. Hulle dink jy is heeltemal kens, jy's van jou verstand af, wat praat jy? En dis presies wat hierdie gedeelte vir ons sê. Die Here sê vir sy disippels, luister, almal gaan nie verstaan wat julle sê nie, want die Gees kom woon in die harte van die weergeborenes. En hierdie Heilige Gees is die Gees wat die Vader vir julle sal stuur, en wat van my sal kom. Hy sê julle lei in die waarheid, maar die wêreld sal hom nie ontvang nie, en die wêreld sal hom nie sien nie, en die wêreld sal hom nie ken nie, omdat hulle geestelik blind is. Maar, hy sê, julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jy sien vriende, in 'n mate ken die disippels alreeds die Heilige Gees, want die Heilige Gees is God se Gees, wat van die Vader en die Seun uitgaan, en hy sal net die werk voortsit in die harte van die disippels, soos Jesus het gedoen het. Vriende, hulle ken hierdie Heilige Gees reeds omdat Jesus fisies by hulle was, maar nou sal die Gees in hulle woon. En hierdie gedeelte wys eenvoudig op die inwoning van die Gees in die hart van die weergebore mens, na Jesus se hemelvaart, by die uitstorting van die Heilige Gees. Hoe wonderlik om hierdie groot waarheid te sien. Die Heilige Gees sal nie net by ons wees soos Jesus by sy apostels gewees het nie, maar hy sal nou in ons kom woon. Hy sal ons kom verseël. Hy sal deel van ons daaglikse lewe wees. Hy sal ons lei in die waarheid. Hy sal ons trooster, hy sal ons versterk, hy sal ons bemoedig, hy sal ons herinner aan God se waarheid. Hoe wonderlik om te weet dat God self kom woning maak in ons harte en lewens. En ag vriende, dan vers 18 waarmee ek wil afsluit. Daar staan, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En hierdie vers, vriende, dui nie noodwendig op die tweede koms van die Here wanneer hy sal kom om sy kinders te kom haal nie. Maar dit wys eintlik eenvoudig na die koms van die Heilige Gees. Ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat nie, dis wat Jesus vir hulle wil sê. Ja, ek gaan gevangene geneem word. Ja, ek gaan gekruisig word. Ek gaan begrawe word. Ek gaan weer opstaan. Ek gaan opvaar na my Vader, maar ek beloof julle dat ek by julle teenwoordig sal wees deur die Heilige Gees wat in julle woon. Is dit nie vir u pragtig as 'n mens hierdie groot waarheid sien nie? U sien vriende, die koms van die Gees beteken nie dat Jesus heeltemal weg is nie. Inteendeel, deur die Heilige Gees is Jesus en die Vader intiem by die gelowiges teenwoordig. Die Heilige Gees woon in die hart van die kind van God, in die hart van die weergeborene. Die Gees bind ons aan Christus en hy neem uit wat aan Christus behoort en verkondig dit aan ons. Ag vriende, in hierdie verse is so 'n sentrale deel van ons belydenis, dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nou in ons harte woon deur die Gees wat uitgestort is op Pinksterdag. Hy is die helper wat sy kerk en elke individu lei en leer en onderrig en waarsku, sodat ons ook heilig en sonder gebrek voor hom kan wees. Mag hierdie waarhede u versterk. Ons sal 'n bietjie aangaan met hierdie reeks uit Johannes 14 tot 16. Mag die Here vir ons met wysheid seën. Groete vir u en 'n mooi dag verder. Tada.